Here vanmôre staan ons ook en ons sien daar's dinge wat gebeur in die Midde-Ooste. En Here, terwyl daar baie oproepe opgaan dat ons moet bid vir vrede, sê ek ja, Here, ons het vrede nodig. Maar terselfdertyd, Here, wil ek ook sê dat U die mag van die leeu van die Islam spoedig sal breek ook, Here. Die invloed wat hulle wêreldwyd het, die skade wat hulle wêreldwyd doen, dat hulle dit dat dit verbreek sal word. Here, ons bid dat die lewensbehoefte bewaar sal word. En ons vra, Here, dat U ons sal geskenk. U weet, Here, hoe kom U nie klaar om ons laat dit in U hande. Maar Vader, steun ons vanmôre weer die diens. Ons van vanmôre ons lof en ons aanbidding. Seën, Here, elkeen van ons vanmôre. Ons bid gebed in Christus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan, ons sit ons lekker saam.
sing, dat ons kan bely, dat ons kan uitroep, ons God is groot. Here, die grootheid van U, o Here, is die genade groot, die liefde groot, die barmhartigheid groot, die goedertierenheid groot. Here, ek dank U daarvoor. En Here, dit is alles tot ons voordeel. Ons wat nietig is, ons wat swak is. Vader, soos wat U ons vanmôre geseën het ook vir die sang, vra dat U ons sal seën ook vir die bediening van die woord. Ons sal bou en stig en sal versterk. Here, open ons harte vanmôre, ons gedagtes, siel en gees, ook vir die inspraak. Laat die Here, dat die Gees vanmôre hierdie woord lewend sal maak en ons laat denke daarvan. Vra in Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplek neem. Broeder en suster, ek wil vir julle lees vanmôre uit Genesis 18. Vers 1 en 2. Genesis 18. Vers 1 en 2. Ek vra weer verskoning dat ons nie die woorde daar gehad het nie. Party mense ken dit, party ken dit nie. Maar ja, dit is alles wat eer tot die Here ons sal. Hooplik, dit het gesorg het, kan dit nie weer gebeur nie. Ek lees vir die vers 1 en sê, daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre. Nou party vertalings praat van die eikebome. Die eikebome het 'n besonderse rol gehad, maar hier staan dit in die terpentynbome van Mamre. Terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. En toe hy sy oop opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Here, as ek al genade in die oog gevind het, gaan dan tog nie by U knegt verby nie. Laat dit tog 'n bietjie water bring en was U voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk U hart. Daarna kan U verder gaan. Want daar moet jy by U knegt aangekom en antwoord, doen soos U gesê het. Toe loop Abraham hastig die tent na Sara. Sê, maak gou, nie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoek. Dit is so mooi, die Bybel is so spesifiek. Hy sê nie iets sonder rede nie, die beste. Daarop loop Abraham na die beeste en kom 'n jong, mooi kalf, sagte vleis, en gee dit in die dienaar, wat dit goud klaar gemaak het. En hy neem dik melk en soetmelk, en die kalf wat hy daar gemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle het geëet. Wanneer ons Hebreërs 13 vers 2 lees, dan sê dit, sommige het engele gehuisves, sonder dat hulle eers geweet, dis engele wat gehuisves. In hierdie gedeelte sien ons dat Abraham sit in die koelte van die bome daar by die punt van sy tent, dit klink amper asof hy gekamp het. Maar hy was 'n nomadiese veeboer, so hy het maar van tyd tot tyd getrek. Maar hy sit daar in die warmste van die dag. En die Bybel sê nie sonder rede dat die warmste tyd van die dag was. Want selfs in die warmste van die dag kan ons iets leer. In die Midde-Ooste was die tyd tussen 12 en 3 die tyd waarop die mense gerus het. Dis die tyd waarop energievlakke die laagste is. Jy kan maar gaan kyk, as jy nou 'n oggend se werk agter die rug het en dit is warm en jy het warm gekry, dan maak daai hitte maak jou moeg. Dit maak jou lus om 'n bietjie in die koel te sit en iets koel drink en dit maak jou lus om net 'n bietjie te ontspan. Maar hierdie mense op hierdie tyd waarop energievlakke laag is en waarop mense rus, kom hierdie 3 mense daar aangestap. Maar nou moet jy weet, hulle het nou eers gestop met al hulle dagtake en dit waarmee hulle besig was. En hulle het gerus as gevolg van die hitte. En hierdie mense stap in hierdie hitte. Weet nie van waar nie, weet nie hoe nie. Maar Abraham se energievlakke dink ek was nie van die hoogste nie. Op hierdie stadium was Abraham al 99 jaar oud. Nou ek is ver van Abraham af, en ek weet dit is klink ons so warm is, dan is hy ook maar redelik lang aan tou. En ons weet dat hy 99 jaar oud was, want in Genesis 17 vers 1 staan dit baie duidelik, want ons
dat die Here het aan Abraham verskyn toe hy 99 was. En volgens Genesis 21 vers 5 was Abraham 'n jaar later, toe hy 100 jaar oud was, toe word sy seun gebore. En die geboorte van Isak vind plaas toe Abraham 100 jaar oud was. So op 99 kom hierdie mense na hom toe. Ek kan my net indink, hoe lekker moes dit vir iemand gewees het van 99 om die koelte op die warmste van die dag net 'n bietjie te sit, net 'n bietjie te ontspan. Abraham was 'n veeboer. Op hierdie ouderdom selfs het hy nie ledig rondgesit nie. Hy het groot troppe skape gehad, en hy het bokke gehad, en hy het beeste gehad. En volgens Genesis 14 het 318 van sy werkers wat geoefen was, en hy gestuur om Lot te gaan help toe hy moeilikheid gekry het. Nou hy het al sy werkers gestuur, hy het 318 gehad. En nou wil ek vir jy sê, hy het 'n klomp mense gehad wat hy nog moes beheer, en wat hy moes organiseer, en sy boerdery, en al die goeders wat hy moes doen. En dan sê hy nog kaas vir oorlog ook, maar hy was 'n besige man gewees. En ek dink selfs op hierdie stadium, al was hy dan nog hoe gesond en sterk, dink ek het hulle, soos wat die gebruik was, die rus geniet. Dus op hierdie tyd wat hierdie 3 manne voor hom kon staan, toe hy hulle sien aankom. En ten spyte van moeg wees, en ten spyte van sy ouderdom, en ten spyte van die hitte van die dag, staan hy op. Hy wag nie tot hulle by hom kom nie. Hy staan op, en hy buig voor hulle. Hy nooi hulle in sy tente. Kom sit hier in die koelte. Sit hier onder die bome. En hy laat water vir hulle bring en was die voete. Hy nooi hulle om te lê. Ontspan. Wees rustig. Rus hier onder die koeltebome van hom. En Abraham gaan dadelik na sy vrou toe en hy sê, bak roosterkoeke. En laat 'n kalf slag. Van die jonkies. Hy gee hulle dikmelk en soetmelk. Maar ek dink die belangrikste, en dit is waar ek nou eintlik wil begin om met die gedagte te deel, is kyk na vers 10 en vers 13. In vers toe sê hy, en dit is nou die een wat met hom praat, hy sê, ek sal weer hierheen kom, dan sal jou vrou 'n seun hê oor 'n jaar. Vers 13, luister wat sê hy, toe sê die Here vir Abraham, nie iemand anders nie, die Here sê vir Abraham, het Sarah gelag en gedink, en as jy verder hierdie gedeelte lees, dan sal jy sien, dat Sarah daar gelag, sê, luister, ek is nou 'n ou vrou, moenie my bygepraatjies praat van kinders nie, dis nie meer vir my moontlik nie. Nie op my ouderdom nie, nie op Abraham se ouderdom nie. En hy sê, het Sarah gelag en gedink, ek sal waarlik 'n kind in die wêreld bring, nou dat ek oud is? Ja, sê hy het gedink. In vers 14, nog die Here aan die woord, en hy vra hierdie belangrike vraag hier onder die koeltebome van Mamre. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Sou iets vir die Here onmoontlik wees, as dit alles te wil staan? En dis die realiteit van u en my lewe vandag nog. Niks is met God onmoontlik nie. In Jeremia 32 vers 17, bid Jeremia. En ek kan verstaan dat Jeremia 'n bietjie benoud is, want hierdie man het sopas grond gekoop. En nou net al hy hierdie grond gekoop het, is die volk op die punt om in ballingskap te gaan. Jerusalem is onder die beheer van Babylon. Dinge is nie lekker daar nie, dinge is moeilik daar. Hierdie ou, wat gaan van sy grond word? Die geld wat uitgegee het aan hy die grond. En nou doen Jeremia baie wyse ding, iets wat ek baie meer kan doen in ons lewens, en al bid jy ook hoe baie, jy kan nog 'n bietjie meer bid. Dan kan mens kan nie meer genoeg bid nie. Ek gaan kyk in die geskiedenis, dan sien ek mense soos Miller, George Miller en Hyde, en hierdie ouens waar daar groot dinge in hulle lewens gebeur het. Arm mense, nie mense wat in 'n posisie was om die finansies, dienste te betaal om goeders te doen nie. Nee, hulle het God vertrou en die Here het hulle onderneem op wonderbaarlike wyse. Maar een gemene faktor in hulle lewe, daar was gebed, gebed, gebed en gebed. Nou kom Jeremia en hy bid, hy sê, ag Here, Here, U het die hemel en die aarde gemaak deur die groote krag. Geen ding is vir U onmoontlik nie. Hy
Hy belei dit. Jeremia sê, Here, hier sit ek met 'n probleem, ek het grond gekoop en nou moet ons op ballingskap gaan, wat van my grond? Maar terselfdertyd sê Here, niks is vir U onmoontlik nie. U het die hemel en die aarde gemaak nie. U kan my omstandighede verander. En dan kom die antwoord van die Here in vers 27 van dieselfde hoofstuk 32 na Jeremia toe. Hy sê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Dit wat daar die vraag wat al in die kultebome van Mamre gevra was, sou enigiets vir my te wonderbaar wees. Sou enigiets anders gestel vir my te moeilik wees, of 'n saak van onmoontlikheid wees. Kom hier waar Jeremia bid, en hy gee dieselfde antwoord omtrent woord vir woord, wat daar in Genesis 18 staan, sou enigiets vir die Here te wonderbaar wees. En dit bring my so daarom by die wonder van die Bybel. Hier het jy Genesis en daar het jy Jeremia, en hulle is jare en jare en jare uit mekaar uit, en dit bevestig die een die ander. Die vraag wat ek het, hoe sou Jeremia geweet het wat gebeur het by Abraham, as dit nie was vir die Gees van God nie. Matteus 19 vers 26 sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Wat Abraham daar by die kultebome van Mamre gehoor het, bly en Jeremia bely in die gebed, bevestig die Here. Dit bring ook nie die besef en die realiteit na vore dat God is almagtig. Geen menslike beperking kan op God geplaas word nie. Maar die realiteit is ons beperk die Here baie keer deur ons denke en dit wat ons glo. En Vader het Abraham van geloof geword en as ek gaan kyk na wat Abraham geglo het wat hy gedoen het. Hy trek op 2000 kilometer van Ur daar in die land van die Galdeërs as 'n nastammeling van Sem. Trek hy sy pa Tera was 'n afstammeling van Sem. En nou moet ons onthou, hierdie ouens het daar afgode aanbid en gedien. Die Bybel sê ons op 'n spesifieke plek sê vir ons dat Tera en die mense het afgode aanbid. En nou kom Abraham en hy hoor die stem van God, die bos brand. En die Here praat met hom. En Abraham hoor toe die Here met hom praat. En Abraham gaan en hy trek. Daar gaan hy met sy vrou en sy kinders en sy pa en hy trek op by Haran. En daar by Haran bly hulle tot Tera, Abraham se pa oorlede is. En toe trek hulle daarvan nog verder, gaan Sichem toe, hulle gaan Bethel toe, en hulle kom by die kultebome van Mamre. Abraham het die Here gehoorsaam. Oral waar hy gekom het, het hy altaar gebou. Het hy die Here geoffer. Het hy eer en erkenning aan God gegee. En nou sit hulle hier in die kultebome. En hulle het gesien hoe God hulle gehelp het, hoe God hulle gelei het. En alles wat hulle deurgegaan het. Hierdie drie persone verskyn aan hulle. Sê jy gaan moeder word. Sarah dink, sê dit Abraham ook. Soos hy nou te oud. Toe Jeremia by God sê en bely, niks is by God onmoontlik nie. Toe bevestig die Here dit, deur te sê, wat sy vir my te wonderbaar is. Wat ek jou wil sê is vanmôre, daar is soveel bevestiging in God se woord dat niks is by die Here onmoontlik nie. Ons dink baie keer in die omstandighede waarin ons vasgevang is, die situasies waarin ons is, of het nou finansiëel is, of het nou gesondheid is, of iets anders is, dink ons, maar dit kan nie, dit is onmoontlik. Ek wil vandag vir u sê, niks is by God onmoontlik. Besoek 'n vrou in verlede week in die hospitaal, in Boksburg. Die dokter sê, haar hele liggaam is deurtrek met sepsis. Daar's niks meer wat hulle vir haar kan doen nie. Maar terselfdertyd sê die dokters dat haar nierfunksie lyk beter, haar lewerfunksie lyk beter en soveel ander dinge lyk beter. Nou waar die dokter sê sy kan nie gesond word nie, wil die ander deel dinge aan toets en sê maar hier's iets besig om te gebeur. En ek glo vandag dat selfs vir haar is God niks onmoontlik. En as sy moet gaan om met die Here in te woon, dan is dit vir haar veel beter af, dit weet ons almal. Maar terwyl ons ook lief het en omgee wil sê, sy moet ander nie bly en sy moet hier wees en al daardie dinge. Maar ons
fokus is nie op dit wat die mens sê is onmoontlik nie. Ons fokus is op dit wat by God moontlik is. En alles is by God moontlik. 'n Vrou ry van Pieter Tief af, Trichard toe. Leandra, een van die plekke daar waar jy so hospitaal is. En ek dink is al by 200 km wat hulle ry met 'n kind wat blou is in die gesig. Hy kind is klein, 'n babietjie. Hy buig so agteroor, stop sy hele liggaam. Want hy kry nie suurstof nie. Toe hulle by die hospitaal kom, wat sê die hospitaal? Julle moet soveel geld gee. En uiteindelik kyk hulle na hierdie kind en die dokter sê ons gee hierdie kind 0%, geen kans om 2 dae te lewe nie. Sy longe is altyd platgeval. Hy het masels gekry, hy is uitgeslaan aan die buitekant, hy is uitgeslaan aan die binnekant. Dis net masels wat jy kyk. En die ou nog van die kyk, die sê die dokter, luister, doen jy net jou beste, God sal die res doen. Daar waar jy nie kan God. En dis iets in ons lewens, my broer en suster, waarmee ons as mens worstel baie keer. Want ons kyk na ons omstandighede, ons kyk na wat ons voel, ons kyk na wat logika vir ons sê, en dan sê ons, dis nou oor, dis nou verby. Sarah sê, my tyd om 'n kind te hê is verby, dis nie meer moontlik nie. Jammer, jy is te laat, dit gaan nie meer gebeur nie. Maar God het gesê, ek sal net 'n onvrugbare vrou, hy sal 'n seun vir julle gee. 'n jaar later word Isak gebore. Markus 10:7 sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God, want by God is alle dinge moontlik. In Lukas 1 verskyn 'n engel aan Maria. En weer is daar by die koeltebome van Mamre, word die geboorte van 'n seun aangekondig. Maria het geseënd. Maar Maria het Susanna 'n vraag. Hoe kan dit wees? Sarah sê ek is te oud. Maria sê ek het nie 'n man nie. Hoe kan dit gewees? En die antwoord in Lukas 1:37 kom van die engel af. Hy sê, want geen ding is by God onmoontlik nie. Hy gee vir die vrou wat nie bevrugbaar is, die gee jy 'n kind. Vir die vrou wat nog nooit by 'n man was, die gee jy 'n kind. En ons ken die verhaal van Maria. Jy sien, ons het almal verskillende situasies en omstandighede, maar die waarheid bly dieselfde. Want God bly dieselfde, en niks is by God onmoontlik nie, en niks is vir die Here te wonderbaar nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, jy mag in jou omstandighede, mag jy nie toelaat dat jou omstandighede en jou denke en jou verstaan van wat aangaan rondom jou en met jou groter raak as jy besef dat by God is niks onmoontlik nie. Jy moet hoop. Ek het vir 'n vrou in die Little Company of Mary Hospitaal, ek het net 'n ander naam gebid. Die dokter sê dat die kinders kom. Dis verby, daar's niks wat ons kan doen nie, sy kanker, dis oor, dis verby. En ons bid, en die vrou vra vir my, wat nou? Ek sê, nou hou jy vas aan die Here. En jy hoop dat jy gaan uitstap, en dat die Here gaan byvoeg daar by jou lewens, wat net vir Hiskia gedoen. Ek kan dit nie vir jou doen nie, 'n dokter kan dit nie vir jou doen nie. Die dokters het al vir jou gesê, hulle kan nie meer, hulle kennis is nou nie meer genoeg nie. Hulle vermoë, hulle medisyne, niks kan nie verder werk nie. Nie dat ek sê, mense moet nie na 'n dokter toe gaan, dis nie wat ek sê vanmôre nie. Maar wie wat ons bid vir daai vrou? 2 jaar later, toe sterf sy eers. Wat 'n dokter gesê, 3 weke of hoe lank ook al, gebeur nie. 2 jaar by haar lewe gevoeg. Want die feit is, wat by 'n mens nie moontlik is by God moontlik. En daarom moet ons hoop altyd in die Here wees, al lyk ons omstandighede hopeloos. Al voel ons hopeloos. Soos wat lewe vir Sarah onmoontlik gelyk het. Soos wat lewe vir Maria onmoontlik gelyk het. En lewe vir Jesus op 'n stadium in die oë van die mens onmoontlik gelyk. Hy sterf aan die kruis. Hy blaas sy asem as mens uit. Hy word in doeke toegedraai, hy word gebalsem. Hy word in 'n graf gelê en die graf word toegemaak. Die disippels is in 'n warbaar, hulle hoop is daarmee heen, hulle vlug. Menslik gesproke is dit verby, die mens Jesus het gesterwe. Maar nou kom Genesis 18 en dit sê dat God bring lewe uit onvrugbare skoot. En dan kom Lukas 1 en sê die Here bring lewe deur 'n maagd. En dan wil ek vanmôre vir jou sê, as jy kyk na hierdie nagmaaltafel, dat Jesus staan op by die dood en God bring lewe uit 'n graf. Dit wat vir die mens onmoontlik lyk,
het God gewys, is by hom nie onmoontlik nie. Dieselfde God, dieselfde mag, dieselfde beginsels, dieselfde wet, maak dit 'n wet, want dit is nie iets wat nie verander nie, dit staan vas. By God is niks onmoontlik nie. Niks is te wonderbaar vir die Here. En ek wil vanmôre die vraag vra, my broer en my suster, wat is vanmôre vir jou die onmoontlike saak in jou lewe? Wat is vanmôre vir jou daar wat jy dink, daar's geen hoop daarvoor nie, daar's nie 'n uitkoms nie, daar's nie 'n uitweg nie. Wat is daar wat vanmôre jou vreugde en jou vrede van jou steel? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, wie wat? Die vrede wat jy het Christus vir jou gegee. En jy het beheer daaroor, want by God is niks onmoontlik nie. Here, my vrede, laat dit my deel wees. Here, my vreugde, laat dit my deel wees. Here, my blydskap, laat dit my deel wees. Want my blydskap in die Here is ook 'n beskutting vir my. Die Here beskik my ook met my vreugde. En vanmôre wat ons aan hierdie tafel aansit, dan sit ons aan by 'n tafel wat vir ons sê, daar is 'n bewys. We sit aan by 'n tafel wat vir ons sê, hier is die bewys daarvan, dat daar is niks wat by God onmoontlik is. By hierdie tafel waar ons aansit vanmôre, die waarheid nog steeds dieselfde. God maak die onmoontlike moontlik, want God is nie beperk aan natuurwette nie. God is nie beperk aan dit wat vir ons logika is nie. God is nie vanmôre beperk aan enige iets nie. Ons beperking dalk in ons gedagte. Ons weet dat die Here Jesus op 'n plek gekom waar mense wou genees, en dan sê die Bybel hy daarna weggegaan en daar was nie veel genees nie vanweë die mense se ongeloof. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broeder en my suster, hou vas aan die waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak, die waarheid sal jou hoop gee, die waarheid sal jou krag gee, en die waarheid is vanmôre eenvoudig dit, dat by God is niks onmoontlik nie. Ja, maar jy ken nie my omstandighede nie, jy is verkeerd, die Here ken jou omstandighede. Pastoor, maar jy weet nie hoe rooi is by rekening nie. Wie wat? God is die bron van alle goeie gunste en gawes. God is vanmôre die een wat die sluise van die hemel kan oopmaak. God is vanmôre die een wat voorsien. Hy is vanmôre El Shaddai, die algenoegsaam een. Hy is vanmôre die God wat sê, wie wat ek sal vir jou gee, ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak, ek sal vir jou gee. Hy is vanmôre die God wat sê, vra vir jou daaglikse brood en hy sal dit gee. Ons staan baie sonder hoop en sonder al hierdie goedes, ons raak moedeloos, ons raak hopeloos, ons raak neergedruk, ons raak al hierdie goedes wat ons eintlik nie moet word nie. Want ons vergeet baie keer hierdie groot waarheid, dat as God vir ons is, wie op wat kan teen ons wees? As God vir jou is, my broer en my suster, dan moet jy weet, jy staan in die krag van die genadige God, 'n liefdevolle God, en sy almag is met jou. En al wat ons moet doen is ons moet vasbid. Abraham het altaar gebou. Hy het met God gepraat. Hy het aan God geoffer. Deur die hele reis heen. As iemand vir my sê, trek die vraag nog 2000 kilometer. Ek weet 2000 kilometer is ver, ek het op Bloemfontein gaan gebly. Dan of Kaap toe na waar my ma bly, is 2000 kilometer. Dis ver. Meer as 'n dag se rit te perd. Iemand het vir my gesê, ek ry van Brakpan op Malou nie, dan slaap ek 2 nagte oor. En ek wil sê, as jy van die 3 van dag by Kaap en dan slaap jy omtrent 3 weke oor. So dit vir my gevoel. Maar die realiteit is, hy trek. Hy weet nie waarheen gaan hy nie. Hy los 'n stad waar daar rykdom was, waar daar voorspoed was. En al daardie dinge. En hy trek en hy gaan bly daar langs hy trek daar langs die Eufraat-rivier af, daar in die suide, trek hy deur om die woestyn gegaan, en hy kom daar by die koeltebome van Mamre, en daar staan hy van tent op, en daar sit hy. Hy sien, dis daar waar hy ook die besef kry, dat by God is niks onmoontlik nie. En toe die ding gebeur wat hy moet sê, nou moet jy jou seun gaan offer, wat sê hy? Ek sal my seun gaan offer, my God is daar vermoë om lewe te gee, al het ek hom doodgemaak. Al het ek Isak geoffer, God sal lewe gee, want God het gesê, maak my 'n vader van 'n menigte. So interessant hoe God se naam verander. Abraham beteken geseënde vader. Die Here verander na Abraham, vader van 'n menigte, vader van nasies. Sarah lag en dink, hoe is dit moontlik? Hoe gaan die Here vir Abraham
'n vader van menigte maak. Abraham het 'n ander kind gehad en hy kom na die Here toe en sê, Here, hierdie kind moet ek seën, want deur hom gaan dit wees. Die Here sê, nee, dit is nie deur hom. 13 jaar na Ismael gebore is, toe word Isak gebore. Waar Abraham 100 was. En die Here vra hierdie vraag aan die boetebome van Mamre. Is iets vir my te wonderbaar. My broer en my suster, die vraag vanmôre, is dit in jou hart en jou gedagte om te sê, dis dit kan nie gebeur nie. Dit is nie moontlik nie. Dan wil ek vanmôre vir die antwoord gee wat die Here self gegee, wat die Here ook in Jeremia bevestig het. Niks is vir die Here te wonderbaar. En vanmôre waar ons aansit in die tafel jy van daar jou broodjie. Dan sê ons die Here dankie vir Jesus wat vir ons gesterf het en sy liggaam vir ons gebreek het. Maar sê ook vir dankie Here dat hy self die vermoë het om my die dood uit die lewe te bring. En Here, dan selfs in my hopelose toestand en omstandighede kan U hoop bring. Here, selfs in my krisis kan U vir my vreugde bring en die uitkoms gee. Psalm dit geskryf van uit al sy teëspoede red God. Kom ons gee God die eer. Kom ons bely soos Jeremia. Niks is by God onmoontlik. Ek het al met mense te doen gehad in my lewe, ten minste 2 keer. Waar 'n geliefde sterf en waar die familie by jou moet aanvaar. En hulle bid en hulle bid en hulle bid en hulle moet lewe kom. Kom nie lewe. Die Bloemfontein was nie korante gewees. Die begrafenisondernemer dink so 'n koffiefontein. Het gesit en hy het gesit met iemand wat al 2-3 weke oorlede is. Die familie wil nie dat hy begrawe word want hy gaan net dood het opstaan. As 'n ander ou daar van Klerksdorp op die gegewe met dieselfde ding gegaan het. En die feit is dat hy die dood het opgestaan. En jy sien baie dinge gebeur omdat God 'n beter plan het. Die Here weet vir ons is beter om uit hierdie liggaam uit te woon en by die Here in te woon. As ons kinders van God is. So vir wie sou dit beter gewees het byvoorbeeld? Vir die persoon wat gesterf het of vir die familie wat agtergebly het? Sien daar is sekere dinge wat ons nie verstaan nie, maar die woord van die Here sê dan so, en dan raak ons baie, ja, die woord is fundamentalisties, met ander woorde, die woord sê so, en omdat die woord so sê, sal dit so wees. En ja, dit is 'n waarheid. En jy sê, daar is baie dinge wat nie gebeur, omdat daar redes is hoekom dit nie gebeur nie. Maar dan mag ons nie twyfel aan die vermoë van God, want God kan enige die doodheid opwek. Ek het al baie gesê, en ek sê dit maar vanmôre weer, daar is 'n koortjie wat tweelinge gesê het. Hy haal my in die dood en hy sit my in die lewe. Vind jy dit dalk met dit, hy haal my in die dood en hy sit my in die lewe. Dis wat God doen. Dit wat vir mense onmoontlik maak en moontlik. En ek wil vanmôre vir sê, wanneer jy daai nagmaal gebruik, dan sê jy, Here, jy hoef nie hardop te sê, Here, hier is my onmoontlikheid. Soos my man gebid het, ek sê, met die Here gepraat, ek sê, kom my ongeloof te hulp, kom my swakheid te hulp. Here, in my swakheid, wil ek nie vanmôre vra, kom my te hulp nie, wil ek in my swakheid, wil ek bely, dat dit is waar, dit is ewig waar, dit is altyd waar, dit is onwrikbaar waar, dat by God is niks onmoontlik nie. Dis waar gewees toe God gesê het, laat daar lig wees, en God gesê het, ons maak mense, en toe God vir Abraham gesê, daar die boetebome van Mamre, dis nie vir my onmoontlik nie. Toe hy dit gesê het vir Jeremia, dis nie vir my onmoontlik nie. Ag, Jonas sê dit ook, ek gaan dit nie aanhaal. En dan kom hy Lukas met die geboorte van Jesus, en hy sê van Maria, dit is moontlik. Dan wat vanmôre vir jou sê, is daar 'n saak is wat vasstaan, niks is by God onmoontlik nie. En dan bely jy vanmôre, Here, hier is my saak, waarmee ek worstel. Here, hier is my krisis waarmee ek stry. Maar Here, ek staan vanmôre ook en ek stry nie soos een wat nie hoop het nie, want my hoop is in U. En my hoop weet ek vanmôre, sê vir my, by God is alle dinge moontlik. Dan sê jy dankie daarvoor, Here. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre by die tafel kan aansit wat vir ons sê, dat iets vir ons wat 'n onmoontlike saak gelyk het vir die mens,
vir die Hebreë, vir die Jood, vir die heiden, saligheid, redding, verlossing, versoening met die Vader. Dit wat vir ons as mens, en die mens wat geleef het in die tyd wat Christus op die aarde gewandel het, waar saak van onmoontlikheid gelyk. Soveel dat baie mense, skrifgeleerdes, dit nie kon aanvaar nie. Jy het dit vir ons gegee, 'n verlosser en 'n redder. En hierdie tafel getuig vanmôre van verlossing, van redding, van versoening met God, en van die opwekking van die seun uit die dood. En ek dank U daarvoor vanmôre. Die Here gee elkeen vir ons vanmôre die geloof, dat ons ten spyte van ons omstandighede sal onthou, niks is by die Here ons God onmoontlik. Here, waar ons sit aan hierdie tafel, seën ons en ons gebruik daarvoor. Vra ek in Christus naam. Amen. Vra die broers op die bond sal gaan wees, asseblief.